Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U dat ons vanmôre weer hier mag saam wees met die versekering dat U hier in ons midde teenwoordig is. Ja, U die almagtige God, maar ook U die barmhartige. Ontvang ons hier die teenwoordigheid en U troos ons met die waarheid dat ons aan U behoort. Ja, of ons leef en of ons sterf, ons is U eiendom. En daarvoor dank ons U. En ons dank U dat ons hier kan vergader te midde van die reën wat daar buite val. Ook dit is vir ons die duidelikste bewys dat U besorg is oor U skepping. Ja, U sorg vir alles wat asemhaal en leef. En daarvoor dank ons U en eer ons U. En ons dank U, o Vader, vir die geloof, die gawe van die geloof, wat in elkeen van ons harte gee. Ja, en U werk die begeerte ook, dat ons vanmôre weer kan opkom, om U teenwoordigheid op te soek, om U woord te hoor, en om ons troos te vind, daarin dat ons 'n gemeenskap van gelowiges is. Ja, die liggaam van ons Here Jesus Christus. En Hom wat ons hoof is. Vader, ons dank U vir Hom, dat U Hom gegee het, as offer, as middelaar vir ons sondes. Ja, dit is alleen maar deur ons Here Jesus Christus, dat ons U ons Vader mag noem, en mag weet ons behoort aan U. Vader, ons dank U, dat U ons verseker dat U al ons oortredinge vergewe, dat U ons oortredinge nie teen ons hou nie. Juis omdat ons Here Jesus ons skoon gewas het in sy bloed. Vader, en ons bid U, dat U ook hierdie oomblikke sal gebruik, om net meer en meer in ons hart die geloof te werk. Dat ons meer en meer onsself aan U sal oorgee. Dat ons bruikbare instrumente kan wees in U hand. En sodat ons mekaar, en ook ander met wie ons kontak mag hê, sal opbou in die geloof. Ja, seën ons hier waar ons saam is, maar dink ook aan hulle wat nie hier is nie. U ken elkeen se omstandigheid. Ons dra elkeen aan U sorg op. En ons bid, o Vader, dat U op elke plek U genade sal beskik. Dat U moed en krag sal gee, om as U kinders te mag leef. Seën U kerk oor die wêreld heen. Op elke plek waar die woord gebring word. Gee dat meer en meer die woord sal hoor. Dat uiteindelik elke knie voor U sal buig. En elke tong sal bely dat U God is. O Vader, ons bid al hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here, uit die evangelie van ons Here Jesus Christus, soos Matteus dit beskryf,
Matteus 10. In die begin van daardie hoofstuk roep die Here Jesus sy disippels bymekaar en hy stuur hulle uit om die evangelie te gaan verkondig. En dan sê hy vir hulle, ek stuur julle soos skape tussen wolwe in. En dan lees ons by vers 32. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy pa en tussen 'n dogter en haar ma, tussen 'n skoondogter en haar skoonma. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy pa of ma liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Wie julle ontvang, ontvang my. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, sal 'n profeet se beloning ontvang. En wie 'n goeie mens ontvang omdat hy goed is, sal 'n goeie mens se beloning ontvang. Wie aan een van hierdie geringstes net 'n beker koue water gee, omdat hy my disipel is, sal sy beloning kry. Dit verseker ek julle, toe Jesus klaar was met die opdragte aan sy 12 disipels, het hy daarvan aan weggegaan om die mense in hulle dorpe te leer en vir hulle te preek. Tot sover die kernverse is vers 34 tot 39. Broers en susters, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy pa, en tussen 'n dogter en haar ma, tussen 'n skoondogter en haar skoonma. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy pa of ma liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Broers en susters en kinders, ons dien 'n Here wat nie in die graf gebly het nie. Ons dien 'n Here wat opgestaan het uit die dood, wat die dood oorwin het. Ons dien 'n Here wat aan die regterhand van God sit, van waar hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. So bely ons hom elke Sondag. En dan moet ons erken, so dikwels wil mense aan Christus dink, as die een wat gekom het om ons lewe gemaklik te maak. Hy moet maar net altyd sorg dat ons paadjie gelyk is. En daarom is dit amper vreemd om hierdie woorde te hoor wat die Here Jesus sê, moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring, sê hy hier vir sy disippels. En dan wil 'n mens vra, maar is dit dieselfde Jesus as die waarvan die res van die Bybel praat?
Is die Here Jesus dan nie die vredevors wat die Ou Testament beloof het nie? Het hy dan nie juis gekom om vrede op die aarde te bring nie? Toe hy gebore is in Bethlehem, het die engele gesing, eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op die aarde vir die mense in wie hy welbehaag het. Wat het nou van daardie vrede geword? As die Here Jesus hier praat van die swaard en tweedrag, het die Here Jesus dan nou verander? Maar so staan dit hier, broers en susters, hierdie swaard sny tussen mense deur, en nie soseer tussen volke en nasies nie, maar hierdie swaard sny tussen gesinne deur. Hy sê hier tussen 'n man en sy pa, en tussen 'n dogter en haar ma, tussen 'n skoondogter en haar skoonma. Hy sê sodat selfs 'n man se huismense sy vyande sal wees. Hoe moet ons hierdie verse verstaan? Net soos alles in die Bybel, broers en susters, moet 'n mens hierdie woorde van ons Here Jesus verstaan binne die verband waarin hy dit uitgespreek het. Die Here Jesus is hier besig om met sy disippels te praat, voordat hy hulle uitstuur om die evangelie in die wêreld te gaan verkondig. En dan sê hy vir sy disippels, hulle moet onthou die wêreld gaan hulle nie as helde ontvang nie. Hy sê ek stuur julle so skape tussen wolwe in. Daar waar die evangelie van vrede verkondig word, daar sal die wêreld in onvrede die swaard lig. En wat ons hier moet raak sien is, dis die wêreld wat die swaard lig, nie die Here Jesus. En hy sê was nie vir sy disippels om die swaard te lig nie. Trouwens, hy het gesê, hy wat na die swaard gryp, sal deur die swaard omkom. Maar dit is belangrik om te onthou, die vrede wat die Here Jesus hiervan praat, is nie die vrede wat die wêreld wil hê nie. Sommige mense wil vrede met God hê en terselfdertyd vrede met die wêreld. Maar die Here Jesus sê nee, dit kan nie. Hy beklemtoon juis hier. Hoekom lyk die wêreld soos die wêreld lyk? Dis vanweë die mens se sonde en die mens se verdorwenheid. En die mens kan in sy eie krag nooit vrede op hierdie aarde bewerkstellig nie. En hy wil vir sy disippels sê, daar kan nie 'n kompromie wees tussen God se vrede en die vrede wat die mense wil bewerk nie. Daar kan nie 'n kompromie wees tussen die koninkryk van God en die koninkryke van hierdie wêreld nie. In 'n sekere sin hoor ons hier die eerste gebod. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Die Here Jesus sê, ek mag vir niks of niemand liewer wees as vir God nie. Selfs nie my pa of my ma of my kinders nie. En daarmee wil die Here Jesus nie vir ons sê dat ons familielede nie moet lief hê nie, of dat ons hulle nie as belangrik moet beskou nie. Inteendeel. Ons kan ons familie, ons kinders en ons ouers kan ons nooit genoeg lief hê nie. Die punt wat die Here Jesus hier maak is, as 'n mens hom wil navolg en jou familie hom nie wil navolg nie, dan sal daar botsing kom, daar sal tweedrag kom, dis onvermydelik. En dan is die vraag wat 'n mens vir jouself moet vra, wie is die belangrikste in my lewe? Want hy sê hier,
Ek kan nie vrede met God hê en terselfdertyd vrede met die wêreld nie. Die Here Jesus het nie gekom om ons vrede aan te vul nie. Hy het gekom om die sogenaamde vrede wat die mens bewerk, geheel en al te vervang met die vrede wat hy bring. En hy het nie gekom om van ons beter mense te maak nie. Hy het gekom om ons van ons sondes te verlos. En daarom mag ons nooit dink dat ons as kinders van die Here, as gelowiges, sal ons nooit sommer so maklik deur die wêreld gly nie. Want daar, waar die evangelie van die gekruisigde en opgestane Here verkondig word, daar sal daar beroering kom. Ons sien dit sommer vroeg al, nadat die Here Jesus opgevaar het na die hemel, dan lees ons van Stefanus, die diaken wat die eerste martelaar word vir die evangelie, as hulle vir Stefanus met klippe doodgooi. En na Stefanus was daar duisende wat vir die evangelie gesterf het. Ons weet van gelowiges wat op brandstapels gesterf het, deur marteling, hulle is vir die wilde diere gegooi, en baie van hulle is gestenig. Daar waar die Here se vrede verkondig word, daar waar die evangelie van die kruisdood en die opstanding van Christus verkondig word, daar kom daar beroering. Dit bring beroering in die wêreld. En as kinders van die Here wat die Here Jesus wil volg, moet ons dit te wagte wees. En dan sê die Here Jesus, hierdie swaard sny nie net tussen mense deur nie, dit sny ook deur myself. Want as ek God bo alles lief het, dan beteken dit ek leef in 'n verhouding met hom. Maar dit sê ook iets van my verhouding met myself. Dat ek my eie lewe nie moet liewer hê as die Here nie. Dis waarom die Here Jesus hier sê, hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Dis die wet van die koninkryk. Die wet van disippelskap. Die wet van navolging. En daarom dat hy sê, hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Om 'n Christen te wees, broers en susters, en om kruis te dra, is sinoniem. As ek Christus wil navolg, dan kan ek die kruis nie vermy nie. En ons elkeen se kruis is verskillend. En ons moet nooit die swaar wat ons in hierdie lewe beleef, met mekaar vergelyk nie. Een van die verklaarders sê dit so treffend. Ek word geroep om die kruis wat die Here Jesus vir my beskik het, moet ek doelbewus opneem. Moenie iemand anders se kruis of iemand anders se swaar kry begeer nie. En ek moet my kruis dra sonder om te kla of om opstandig te wees. En ek moet ook nie my kruis dra met die gesindheid van 'n onverskillige gelatenheid nie. En ek moet nie moed verloor nie. Kan nie van my kruis af weghardloop nie. Want dis die kruis van ons Here Jesus. En dikwels kan ons die kruis ook nie versag nie. Dit bly swaar. Want dit is immers die kruis wat ons Here Jesus Christus op ons kom lê het. Maar dit is dieselfde Here wat ook vir ons gesê het, my juk is sag en my las is lig. Dis sag en is lig.
Want dit bly my voortdurend herinner, wat is die einde van my kruisweg? Wat is uiteindelik my bestemming? Die kruis is sag en lig, want dit beteken, ek is in die teenwoordigheid van die Here, en ek is saam met hom op weg. En hier, broers en susters, is die diepste troos van hierdie woorde van ons Here Jesus. Hy stuur ons nie op 'n eensame paadjie, wat hy self nie bereid was om te loop nie. Dis nie asof die Here Jesus vir ons sê, daar is die pad wat julle moet loop nie. Nee, hy sê, kom agter my aan. Ons hoef nooit 'n enkele tree te gee, waar sy voetspore nie reeds getrap het nie. En ons hoef nie een enkele tree te gee, waar hy nie teenwoordig is nie. As dit party dae vir my voel, of die skerp klip in my voete sny, dan moet ons weet, dit het hom alreeds verwond. As die donkerte om my toesak, dan moet ek weet, daar was die diepste donkerte, wat om die Here Jesus toegesak het aan die kruis. En as ek die geloofstryd moet stry, dan moet ek weet, hy het deur baie swaarder gegaan, as wat ek ooit kan dink. En dit ter wille van my. As my kruis dalk swaar op my skouers druk, is dit lig in vergelyking met die kruis wat hy moes dra. En dan sou die pad vir my oneindig ver voel. Dan is dit steeds die moeite werd om daar te loop. Want ek loop saam met my Here Jesus Christus. Want om hom te volg, beteken ek is in sy teenwoordigheid. En dit beteken vreugde en 'n onuitspreeklike blydskap. Soos Paulus sê, kruisdra beteken om daardie vrede te ervaar, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ja, ek is 'n skaap wat hy in sy arms dra. En as ek partykeer voel dat ek soos 'n slagskaap behandel word, dan moet ek altyd onthou, ek is immers 'n navolger van die geslagte lam van God. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U vir die troos van U evangelie. Ja, U beloof dat U nooit 'n swaarder kruis op ons skouers sal sit as dit wat ons kan dra nie. En U gee ook die krag, U gee die genade. En daarvoor dank ons U. Maar Vader, ons bid U, gee dat ons nie sal terugdeins vir die teenstand wat ons in die wêreld kry nie. Maar gee dat ons aan U sal vashou. As ons Vader wat met ons op pad is. En dat ons Here Jesus Christus voor oë sal hou. Hy wat ons deel maak van die oorwinningstog oor die bose. Seën ons as ons hier met mekaar uitgaan. Dat ons alleen maar ons Here Jesus Christus, ons redder, voor oë sal hou. Dit bid ons, o Vader, in sy naam alleen. Amen.